Dit wil sê die glas is ek en jy. Ons is kinders van die Here. Ons lyk soos 'n glas. Nou wil die Here vir my en jou gebruik. En ons het gelees in Genesis 12 dat die Here vir Abraham sê, trek nou soontoe. Daar wil ek jou gebruik. So kom ons sê vir mekaar vanoggend, ons almal wat hier is, bly op hierdie oomblik in Rodepoort. En dis die plek waar die Here nou vir my en jou gebruik. Kan 6 maande van nou af anders wees, kan 'n jaar van nou af anders wees. Maar nou, vandag, vanoggend, bly ek en jy in Rodepoort. So hier wil die Here ons gebruik. So elkeen van ons is 'n glas in die hand van die Here. En in hierdie wêreld is daar baie nood. Daar baie mense wat vir my en vir jou nodig het. En die Here is die groot bron van krag. En al hoe ek en jy deur die Here gebruik kan word, is ek en jy naby hom leef. Soos wat Abraham gedoen het, oral waar hy gekom het, 'n altaar opgeslaan het, om in die nabyheid van die Here te leef. Soos ek en jy naby die Here leef, kan die Here my en jou gebruik. Maar as ek en jy ons lewens vol met allerlei goed, dan kan daar regtig maar nie veel oorbly vir die Here om te gebruik nie. Groot verskil kom as ek en jy soos Abraham leef. As ek en jy vir mekaar sê, nee, ek gaan nie soos Lot lewe nie. Ek gaan nie al die dinge van die wêreld najag. Ek gaan nie gelukkig wees as ek iets het van buite myself. As ek 'n nuwe fiets het, as ek 'n nuwe dit het, as ek 'n groot dit het. Ek is lief vir die Here, gaan die Here toelaat om my te gebruik. Ek is beskikbaar. Ek is 'n leë glas in die hand van die Here. En dan maak hy vir my chock-a-block vol. En dan kan die Here vir my gebruik in hierdie wêreld. Dan kan hy vir my môre gebruik op skool. Kan pappa en mamma gebruik by die werk. Hy kan ons vandag gebruik in 'n parkeerterrein. As ons iemand sien wat nood het. En weet julle, vandag kry jy mense dit oral. Jy kry dit oral. Ek het nou by die Hamers verlede week in 'n winkelsentrum en hier kom 'n tannie van voor af gestap en sy huil net. En weet julle wat? Dis wanneer die Here ook gebruik. Dis wanneer jy sê, Here, maar wat moet ek nou doen? Wat kan ek doen? En al wat hy ou kom doen is na toe stap. Net ou se arm om haar sit, ons kon haar net vashou. Bietjie met haar gesels oor hoe sy hartseer is. En sommer net daar vir haar bid. Maar dan moet 'n ou leeg wees dat die Here jou kan vul. Dan kan jy bruikbaar wees oral waar jy kom en vir die Here nood verlig. So die uitdaging hierdie week, julle gaan huis toe, julle het die uitdeelstuk in daai aankondigings te kry. Ons gaan met mekaar hierdie week gesels oor wat vul ons lewe en wat moet ek en jy en mamma en pappa doen om dit wat ons lewe vul, om dit uit te kry. Ons moet ons glase skoon kry. Ons moet ons lewens reg kry, dat die Here vir my en jou kan gebruik. En dan moet ons met mekaar begin gesels, en ons moet vir mekaar vra, waar wil die Here vir my en jou gebruik? En dan kan ons vir mekaar begin sê, waar ons elke dag is. As ek skool toe gaan, dis waar die Here my kan gebruik. As papa en mamma werk toe gaan, dis waar die Here ons kan gebruik. Ons kom op geen plek hierdie week, waar die Here ons nie kan gebruik nie. Die verskil is, as ek skoon is, as die Here my volmaak, dan kan hy my gebruik. Ek gaan vir julle hierdie gedeelte lees. Paulus is baie lief gewees om dit te sê. Hy het altyd gesê vir sy disippels, die genade, die barmhartigheid en die liefde van God, ons Vader, vir ons verwerf deur Jesus Christus aan die kruis, is elke dag in ons, deur sy Gees wat in ons woon. Dan sê hy, gaan heen, gaan leef sy genade, sy liefde en sy barmhartigheid. So wat sê Paulus? Paulus sê 'n mens wat ledig is, die Here kom vul hom. Waarmee? Paulus het altyd vir sy disippels gesê, hy vul jou met sy genade, hy vul jou met sy liefde, hy vul jou met sy barmhartigheid. Hy sê, maar dan is jy 'n vol glas. En dan moet jy gaan uitleef iewers.
So waar jy ook al gaan, het Paulus gesê, die liefde van God in jou gaan leef dit uit. Die liefde, die barmhartigheid van God gaan leef dit uit. Die genade van God gaan leef dit uit. Want dis hoe dit werk, dis hoekom die Here my en jou vul. Kom ons kyk wat gebeur met 'n glas wat gevul word. Hy word vol, hy word vol, hy word vol. En nou loop hy oor. En hy bly aan oor. Die oralste om hom word dit nat. En dis wat die Here met my en jou maak. Sy genade in ons lewens is so groot, ons loop oor. Sy barmhartigheid in ons lewens is so groot, ons loop oor. Sy liefde vir ons is so groot, dit loop oor. En dan maak ek en jy 'n verskil, oral waar ons kom. En dis waar vanoggend se gedeelte gaan. En dis waaroor Lot en Abraham se lewens gaan. Die een het God toegelaat om hom te volg. Die ander een het 'n keuse gemaak en gesê, ek kyk in hierdie wêreld en ek sien die stede en ek sien alles wat daar aangaan. Dis waar ek my gaan laat volg, deur die wêreld. Liewe Jesus, baie dankie. Ons wil vanoggend kom en sê, ja, ek is 'n glas in U hand, maar ek wil vir 'n slag myself leegmaak, sodat U my kan volmaak. En dankie dat ek en pappa en mamma hierdie week vir Abraham en Lot kan vat en hulle verhaal. Dag vir dag daardie reis saam sal neem om te sê, Here, ons wil gevul word. Maar nie meer deur wêreldse goed nie. Deur U liefde, deur U genade, deur U barmhartigheid. Want dan kan ons ander gaan lief hê. Dan kan ons ander die genade van die Here gaan leer. Dan kan ons nie barmhartigheid uitstort oor ander in hierdie wêreld wat dit so nodig het. Hemelse Vader, wees dan met elke maatjie vanoggend, elke mamma en pappa. Maak ons eers leeg, Here, van al die wêreldse dinge. En kom vul ons dan met U genade, barmhartigheid en liefde, dat ons in hierdie wêreld 'n verskil kan maak, 'n seën kan wees vir ander. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Ons gaan 'n bietjie na die afkondigings kyk. Ek wil vra dat ons so lank die projek opneem.